Hallo almal, in hierdie video bespreek ek 'n snylyn en baie belangrike teorie wat daaroor handel. Nou wat is 'n snylyn? 'n Snylyn is 'n reguit lyn wat 2 of meer lyne sny. En daar sal jy nou sien, daardie is 'n snylyn, daardie is 'n snylyn en daardie is 'n snylyn. Wanneer 'n snylyn 2 of meer lyne sny, word hoeke gevorm by alle snypunte waar die lyne kruis. Daar sal jy nou sien, ingevlieg was die snylyn en daardie is die snypunte. Kom ons kyk nou na ooreenkomstige hoeke. Wat is dit? Die hoeke wat aan dieselfde kant van die snylyn lê en in ooreenstemmende posisie is, word ooreenkomstige hoeke genoem. Met ander woorde, 'n mens het 2 lyne en dan is daar 'n snylyn. Nou kom ons kyk, waar vind ons nou die ooreenkomstige hoeke? Die eerste paar sal wees hoek A en hoek E. En kan jy sien, hulle lê aan die linkerkant van die snylyn en albei lê bo die ander lyn. Nog ooreenkomstige hoeke is hoek B en hoek F. Weereens, hulle lê aan die regterkant van die snylyn en hulle is in ooreenstemmende posisie, met ander woorde, hulle lê bo die ander lyne. Nog ooreenkomstige hoeke is D en H. Daar is hoek D en daar is hoek H. Ooreenkomstige hoeke. Hulle lê nou aan dieselfde kant van die snylyn en ook in dieselfde posisie, met ander woorde onder die ander lyn. En die laaste paar ooreenkomstige hoeke is dan hoek C en hoek G. Kan jy sien, hulle lê albei regs van die snylyn en onder die ander lyn. Daar is ook iets wat ons noem verwisselende hoeke, as ons van 'n snylyn praat. Nou wat is dit? Dis hoeke wat aan teenoorgestelde kante van die snylyn lê, maar hulle is nie aangrensende of regoorstaande hoeke nie. Nou, voorbeelde van die verwisselende hoeke sal ons nou na kyk. Ek wil net vir jou sê, wanneer die verwisselende hoeke binne die lyne lê, word hulle verwisselende binnehoeke genoem. Nou die verwisselende binnehoeke is, as jy nou na jou skets kyk, die verwisselende binnehoeke is D en F. En jou ander paar verwisselende binnehoeke is C en E. Kan jy sien, hulle lê binne die ander lyne en hulle lê in verskillende kante van die snylyn. Hulle lê links en regs van die snylyn. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Nog steeds verwisselende hoeke, soos wat ek gesê het, die hoeke lê aan die teenoorgestelde kant van die snylyn, maar is nie regoorstaande of aangrensende hoeke nie. As die verwisselende hoeke buite die 2 lyne lê, word hulle verwisselende buitehoeke genoem. Die verwisselende buitehoeke op hierdie skets is dan A en G. Nou kom ons gaan kyk. Daar is hoek A en daar is hoek G. Kan jy sien, hulle lê aan verskillende kante van die snylyn, met ander woorde verwissel, en A lê bo die een lyn en G lê onder die ander lyn.
En dan is jou ander paar verwisselende buitehoeke dan hoek B en hoek H. Daar kan jy weer sien, hulle lê aan verskillende kante van die snylyn, verwisselende kante, en B lê bo die ander lyn waar H onder die ander lyn lê. Daar is nog hoeke wat gevorm word as daar 'n snylyn is, en dit noem ons ko-binnehoeke. Ko-binnehoeke lê aan dieselfde kant van die snylyn en tussen die twee lyne. Met ander woorde, die ko-binnehoeke is die eerste paar is hoek C en hoek F. Kan jy sien? Hulle lê aan dieselfde kant van die snylyn aan die regterkant en hulle lê tussen die twee lyne. Die een hoek C lê onder die lyn en F lê bo die lyn. En dan die ander paar ko-binnehoeke is dan hoek D en hoek E. Kyk weer, D en E lê aan die linkerkant van die snylyn en tussen die twee lyne. D lê onder die ander lyn en E lê bo die ander lyn. In die volgende video bespreek ek ewewydige lyne en die 3 stellings wat daarmee gepaard gaan. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.